Dit is vandag Vrydag 21 Maart. Baie welkom by vandag se luistermeditasie tydens lydenstyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ons is nou in die tweede week van lydenstyd. So indien jy die 7 lydenskerse by jou het, wil ek jou uitnooi om na jy al 7 aangesteek het, 2 daarvan dood te blaas. Op hierdie manier bly ons diep bewus daarvan dat die lig besig is om te kwyn, om te vervaag. Maar die Christuskers herinner ons dat die lig aanhou skyn in die duisternis. Raak bewus van hoe God se lig jou werklikheid kom verlig. Raak bewus van sy intieme nabye teenwoordigheid. Bid saam met my hierdie gebed van Steve Holmes. Here, hier in lydenstyd, in die kors van die aarde, het die saad in wag vir die reën. God van lewe, skenk nuwe lewe in my hart. God van lig, skenk u lig sodat midde my wroging en twyfel en my reis in die wildernis die pad duidelik sigbaar sal wees. Na die brand, Here, weet ek, raak dit groen. Na die dood kom die opstanding. Maar hier en nou, op hierdie plek, kom bid ek vir die geskenk van geloof. Om te midde van beledigings skoonheid raak te sien. Om te midde van wonde heelheid te ervaar. God van genesing, skenk vir my u genade. (2 Korintiërs 4 vers 7). Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Wat het jy vandag in hierdie gedeelte gehoor waar Paulus met ons kom praat oor die skat wat ons het, wat in kleipotte is, wat maklik breek? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? The Message vertaling van Eugene Peterson is nogal treffend wat sê, "If you only look at us, you might well miss the brightness. We carry this precious message around in the unadorned clay pots of our ordinary lives."
Ek dink een van die groot dinge waarmee ons sukkel is om te aanvaar dat ons gaan misluk by tye. Dat ons amper nie die moed het om net te kan laat gaan nie. Paulus gee vir my taal om te aanvaar dat ek hulp nodig het om my tekortkominge te erken. Om nie net met my intellek en my kop te weet dat ek tekortkominge het nie, maar te voel dat my hart 'n kleipot vol krake is. Ek het nederigheid nodig om God se genade te kan ontvang, om oopgebreek te wil word. Natuurlik, ek weet, God werk al lank binne in my, en tog weet ek wil so graag die mure om my in stand hou. Alhoewel die mure eintlik net 'n illusie is. Al wat dit kort is 'n ligte briesie en die mure sal in mekaar sak. Die weerstand waai weg. Wat ek hier hoor by Paulus is dat ons vir die Here kan vra vir krag om te kan misluk. Om te kan sê, Here, hier en nou wil ek voor U kom kniel en U vertrou met my hele lewe. Om juis in my tekortkominge te vind en te ontdek wie ek is in U. Wat sal dit vir jou beteken om mislukking en tekortkominge te omarm? Om juis nou in jou reis in lydenstyd te ontdek wat dit vir jou mag beteken. Ek weet baie van ons kies om ook in lydenstyd te vas van sekere dinge, om onsself sekere goed te ontsê. En ek het al gewonder of dit nie dalk ook vir ons sal help om te vas van ons bevoegdhede nie. Ons wat so staat maak op die dinge waarin ons goed is. Om dalk herinner te word in die dinge waarop ons staat maak, in plaas daarvan om staat te maak op afhanklikheid van God. Om elke keer as iemand in 'n rolstoel of krikke verby ons beweeg, bereid te wees om die geselskap van ons swakhede op te soek, om nader te stap aan ons tekortkominge, om dalk vir 'n oomblik te dink wat dit beteken om magteloos te wees en afhanklik te wees van die hulp van ander. Om vir die Here te kan sê, Here, ek het nodig om te vas daarvan, dat ek altyd alles kan doen op my eie, en om te dink ek kan alles vir ander ook wees. Dat ek self so arrogant is soms om te dink ek kan ander mense red. Ek dink wat ek Paulus hier hoor sê ook in hierdie gedeelte is, dat dit ons help om stadiger te beweeg, om te laat gaan. Hierdie ding waarmee ons almal maar worstel om al ewig reg te wil wees. Om eerder te honger na groei in nederigheid en afhanklikheid. Want ons is kleipotte wat maklik breek. En ons kan dit nie alleen doen nie. Dat ons ook vir die Here kan vra om ons te help om te sien dat ons soms die reisiger in die sloot is, wat sy pad verloor het. Wat afhanklik is van die omgee van die Samaritaan, van die vreemdeling, van die een wat eintlik ver van ons af staan. En dit beteken ook om ander toe te laat om ons weerloosheid raak te sien, om te kan ontvang wat ander gee. Ook vanaf die na wie ons eintlik 'n beeld projekteer dat ons hulle nie nodig het nie. Ek dink dit vra van ons om soms net te kan wees, sonder om iets te doen. Om te vertrou, sonder om onsself te probeer bewys. En om te ontvang, sonder dat ons dit verdien. Wat het vandag in jou beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here, ek wil saam met Paulus vandag kom bid, dat die sterwe van Jesus al hoe meer sal sigbaar raak in my liggaam, sodat die lewe van Jesus ook kan sigbaar raak in my liggaam. Ek bid dit, Here, want ek is in die versoeking om te vinnig te wil spring na Paasondag, om sodoende die kruispad te verwaarloos. Ek wil die gelukkige einde hê, maar nie die nodige dood nie. Daarom laat my onomwonde sien wat in my moet sterf. Laat ek saam met U reis en afsak in die digte donkerte. Laat die graf oopgaan soos 'n wond en vir ewig oop bly soos 'n fontein. En Here, plaas dan eers die geskenk in my hand en verhef my in die sagte lig. Help my vandag om te kan stilstaan by vandag en die genade van hierdie oomblik raak te sien. Here God, vat my hand en lei my deur die wildernis. Amen.